Goeiedag. Ek het vandag, voordat ek begin werk het, net 'n bietjie gedink oor hoeveel keuses ek en jy nie elke dag maak nie. Dink maar net hoeveel keuses, dalk onbewuslik, het jy vanoggend gemaak voordat jy werk toe gekom het. Jy moes toe die wekker af gaan besluit of jy nog 'n rukkie gaan lê of nie. Toe jy opstaan moes jy besluit, weet wat gaan ek bad of gaan ek stort? Watter handdoek gaan ek gebruik om jy af te droog? Gaan ek 'n das aansit? Gaan ek nie 'n das aansit? Watter hemp gaan ek aantrek? Watter broek gaan ek aantrek? Watter skoene pas hier by hierdie broek? Toe ek gery het, moes ek besluit het, watter pad gaan ek werk toe? Gaan ek oor die oranje lig ry of gaan ek stop? Daar's duisende, eintlik miljoene keuses wat ek en jy elke dag dalk onbewuslik maak. Maar daar's ook baie meer belangriker keuses wat 'n bietjie meer van ons tyd verg waaroor ons nadink. Die keuse van ons huweliksmaat. Watse vakke gaan ek op skool vat? Wat gaan ek studeer? En hierdie keuses laat ons nagtelang wakker lê en somme maak en berekenings maak sodat ek die beste vir myself kan kies. Maar soos ek en jy elke dag bewuslik en onbewuslik keuses maak, kies ons ook elke dag onbewuslik of bewuslik vir of teen God. En nou is die vraag vanoggend, wil jy vir God kies of teen God? Jy sal vir my sê, Thomas, maar dis hoekom ek vanoggend na hierdie video greep luister. Natuurlik wil ek vir God kies. Nee, dis nie so maklik. Daar's 'n gedeelte in die Bybel in Josua 24 wat ook gaan oor keuses, waar Josua die volk bymekaar roep en hulle voor 'n keuse stel. Hy sê vir hulle, weet wat, julle dien klomp ander afgode, maar wie wil julle nou eintlik dien? Kies vandag. Wat my en my familie betref, sê hy, ons sal die Here dien. Maar voordat hulle antwoord kan gee, sê hy vir hulle, wag net eers, voordat julle besluit nie. Onthou net, die Here het julle eerste uitgekies. Hy het julle uitgesoek en hy het vir julle lande gegee wat julle nie bewerk het nie. Hy het vir julle wingerde gegee wat julle nie geplant het nie, stede wat julle nie gebou het nie. Hy het julle beskerm toe ander volke julle aangeval het. En nou kan die volk nie anders as om sê, weet wat, ons wil die Here dien. Want hoe kan jy nou nee sê vir so iets? En dan sê Josua die eienaardige ding. Hy sê, julle kan nie die Here dien. Want julle weet nie wat dit behels. Dit eis 'n mens se hele totale lewe op. Wat is die boodskap vir vanoggend? Moet ek en jy nie meer afgode dien nie? Het ons nog afgode? Die meeste van julle sal sê, nee, daar is nie meer afgode. Anders sal sê, geld is 'n afgod. Weet wat, daar is nog afgode. Enige iets of iemand waarin jy vertroue stel naas God, is eintlik 'n afgod. Dit kan jou vrou wees, dit kan jou werk wees, dit kan jou sport wees, dit kan jou kinders wees. Maar wat is die grootste afgod van alles, wat alles eintlik omarm? Ons eie ek. Ek met my ego, my eer en my trots, wat alles net tot die beste van myself wil hê. Daarom trap ek op ander mense, daarom wil ek mag hê, daarom wil ek altyd presteer, want dit gee my eer. Daarom wil ek altyd net my behoeftes bevredig en is ek selfsugtig. Daarom manipuleer ek ander mense sodat alles tot my beste wil is. Wie kies jy? Voordat jy antwoord, dan het God het jou eerste gekies. Die dag toe jy gedoop is of bekeer is, daardie dag het God vir jou gesê, wie wat? Ek kies jou as my kind. Ek neem jou aan as my erfgenaam. Jy's myne. Ek sal my deel van my verbond nakom teenoor jou. Maar voordat jy nou vinnig ja sê, weet wat, ek wil amper soos Josua jou afraai, want dit eis jou hele totale lewe op. Jy weet nie waarvoor jy jouself inlaat. Want om God te kies beteken dat jy teen jouself moet kies, teen jou eie eer, jouself moet tweede stel. En dis baie moeilik. Hoe kry 'n mens dit reg om teen jouself te kies? Onthou, God het jou gekies toe hy aan 'n kruishout gehang het. Toe hy gesterf het, toe was hy bereid om die opoffering te maak vir jou. Hoe kan ek en jy anders as om vir hom te kies? Mag jy hierdie dag, hierdie week, toekoms wat voorlê,
Met elke besluit wat jy maak, eers sal dink daaroor en sal wonder, wat se invloed gaan dit met my verhouding met God hê? Met die keuse van jou huweliksmaat, hoe gaan dit jou verhouding met God beïnvloed? Met jou keuse van jou werksbeoefening, werksetiek. Dink net eers, in watter mate beïnvloed dit my verhouding met God? Want onthou, as jy vir God kies, eis dit jou hele lewe op. Jy moet jouself verloon, jou kruis opneem, want dit is moeilik, en hom volg. Mag jy iets besef van 'n God wat jou eerste gekies het. 'n God wat jou so lief gehad het, dat sy lewe vir jou gegee het. Sodat dit jou sal dwing om hom te kies. Mag jy die regte keuse maak. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Tot volgende week.